Paastyd is routyd en vreugdetyd. Ons sien in ons geestesoog hoe die wrede spykers deur ons Here Jesus se hande pers en hoor hoe die skerp puntstaal sy voete stikkend grys. Saam met sy ma, vriende en die wat hom liefhet, krimp ons harte in koue stilte oor hierdie onmenslike dood. Paastyd is 'n wilvergeet van leedtyd, 'n doodstiltyd van berou, maar ook 'n dankbare kniel oor die onthou. Die onthou dat sy gebreekte liggaam aan my en jou 'n nuwe gees, siel en liggaam gegee het. Saterdag raak ons dieper stil in die verstommende waarheid dat hy namens ons in die graf was. Maar Paastyd is ook vreugdetyd, want iewers in ons stil word sal vrede so sagte vere uit lig tuimel en op ons hart kom lê. Sal die waarheid en wonderlikheid van ons redding opnuut aan ons vreugde gee, ons oorstelp lewendig maak. So lees Elisabeth Eybers se gedig Opstanding. 3 dae was daar duisternis, alleen, in diep gelatenheid soos in die sand, 'n suiwer saad wat wag op son en reën. Al sy sterflikheid het weggebrand. Die swaar en trae slakke van die vlees, sy onrus, vrees, verwarring en waan, dat hy, een met die Vader en die Gees, verheerlik in die lig kan staan. Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. Die steen is afgewentel deur 'n wind wat uit 4 hemelstreke op die aarde stryk, dat dit vergruisel is tot stof en grind, en soos uit diepe duisternis 'n vlam staan hoog en rank, die smettelose lam. Paastyd beteken dat daar 'n Sondag na die Vrydag was, 'n opstandingsvreugdedag toe die graf leeg was en hy voor Maria gestaan het en haar naam geroep het. Mag jy in hierdie dae saam met miljoene ander voor die kruis kniel met stille dankbaarheid, dat hy jou, ons gered het. Maar mag jy ook verby die kruis stap tot by die leë graf. Daar kniel en dan opkyk in sy sagte oë. Mag jy beleef hoe hy jou sag teen sy bors vashou en jou dan met sy vreugde en sy hoop vul. Mag jy in hierdie dae sommer net weer die Here se groot genade in jou lewe voel en weet dat daar altyd Sondag na die Vrydag is. Kom ons bid. O Heilige Heer, ek loof en dank U vir U sterwe, vir my, vir die wêreld, maar veral ook, Here, vir U opstanding vir my, vir die wêreld. Amen.